Goeiemôre en baie welkom by deel 4 van ons preekreeks Die Beste Verhouding Ooit. Oor die laaste klompie weke het ons begin kyk na Psalm 139 en ons het iets gesien van koning Dawid se ongelooflike verhouding wat hy met die Here gehad het. En hierdie prentjie wat geskets is tussen hierdie God wat alwetend is, wat almagtig is, wat alomteenwoordig is, hierdie God wat heilig en perfek is, en die verhouding wat die Vader met koning Dawid gehad het, wat maar bloot 'n gewone sondige mens was. En dan sien ons hierdie prentjie, wat ook vir jou en vir my van toepassing kan wees, 'n realiteit kan word, wanneer ek en jy ook in 'n verhouding met die Here staan. Mag ons werklik waar seën ontvang uit God se woord vanoggend, wanneer ons dieper gaan in hierdie Psalm, en verder ook kan groei in ons verhouding met die Here. Aan die einde van sy lewe kom Martin Lloyd-Jones en hy skryf die volgende oor sy verhouding met die Here. Hy sê, wanneer jy my ouderdom bereik, is daar een ding wat saak maak, en dit is jou verhouding met die Here en jou kennis van wie hy is. Daar is niks anders wat saak maak nie. Ons beste werke is besmet met sonde. Ons is sondaars gered deur genade alleen. En dit is ook my gebed vanmôre, dat dit 'n realiteit in jou en in my lewe sal wees. Dat ons niks anders sal wil ken as ons verhouding met die Here en wie hy is nie. Want ek en jy, die gevolg is dat ek en jy, soos met Dawid, ook in hierdie deel kan hê van die beste verhouding ooit, wanneer ons in 'n verhouding met die Vader staan deur die Seun Jesus Christus. Oor die laaste 3 weke het ons begin kyk na Psalm 139 en in week 1 het ons vir mekaar kom sê, vanaf vers 1 tot en met vers 6, dat wanneer God na ons kyk, dan moet ek en jy besef dat hy ken ons diepste wese. En daar is nie een deel of faset van ons hele lewe wat vir God onbekend is nie. In week 2 het ons vir mekaar kom sê, deur verse 7 tot 12, dat ek en jy nooit alleen is nie. In God se alomteenwoordigheid is daar nie 'n plek op die aarde, onder die aarde, in die hele heelal, waar sy teenwoordigheid nie is nie. En verlede week het ons mekaar kom sê, dat ek en jy is met 'n spesifieke doel geskep. Ek en jy is nie maar net per toeval hier nie, maar ek en jy is hier op aarde geskep met 'n spesifieke doel en 'n spesifieke roeping. En vanoggend kom ons dan by deel 4, waarin ons gaan kyk na verse 19 tot vers 22, en ek wil die tema gee vanmôre, ag God se vyande as jou eie. Jy sien, ek en jy kan alleen werklik waar as heilige mense lewe in hierdie verhouding met die Here. Ons kan alleen groei in ons verhouding met die Here, wanneer God se vyande ook vir ons vyande is. Wanneer ek en jy dit wat vir God onheilig en verkeerd is, ook vir ons onheilig en verkeerd ag, dan alleen kan ek en jy die volheid van hierdie verhouding met die Here lewe en beleef. Jy sien, elke keer in die Bybel, vanaf Genesis hoofstuk 1 vers 1, tot en met Openbaring 22 vers 21, elke liewe keer wanneer 'n individu, of 'n groep mense, of 'n nasie, of 'n volk, God se vyande nie as hulle eie vyande geag het nie, was die gevolge altyd katastrofies. Gevolge wat wrakke en oorblyfsels van vernietiging agtergelaat het. Gevolge wat soms generasie op generasie op generasie, wat daarna gekom het, steeds geaffekteer het. Kinders en kleinkinders wat die vrugte moes pluk van die ongehoorsaamheid van hulle voorouers. Dink net aan die volgende paar voorbeelde uit die Bybel. In Genesis sien ons hoe die mens ongehoorsaam was aan die Here. En dan het dit veroorsaak dat die hele mensdom in sonde gedompel is. En ek en jy pluk ook steeds vandag die vrugte daarvan. Romeine 5 vers 12 sê verder nog dit: deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en die sonde die dood. En so het die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Ek en jy pluk steeds die vrug van Adam en Eva se ongehoorsaamheid. Hoekom? Omdat hulle nie God se vyand as hulle eie geag het nie.
Ek bedoel, deur die blote feit dat 'n slang met jou praat, moet jy weet, maar hier is fout. Of wat van Abraham en Hagar daar in Genesis hoofstuk 16? God beloof aan Abraham en sy vrou dat hulle 'n kind sal hê. Maar weens hulle hoë ouderdom het hulle begin ongeduldig raak. En dan kom Abraham se vrou Sara en sy gee haar slavin Hagar vir Abraham en sê, julle moet 'n kind hê. Maar ongeag die feit van God se belofte, het hulle ongeduldig geraak en hulle die vyand van ongeduld in hulle lewens toegelaat. Hulle die vyand van ongehoorsaamheid in hulle lewens toegelaat. Hulle die vyand van ongeloof in hulle lewe toegelaat. En die gevolge hiervan, Ismael is gebore en uit hom is Islam gebore, die geloof van die moslems. En as jy wil weet hoe ernstig hierdie gevolge is van hulle ongehoorsaamheid, dan gaan kyk jy maar net wat in die Midde-Ooste aan die gang is. En Islam wat die Christendom onderdruk en miljoene reg oor die wêreld vervolg. Omdat Abraham en sy vrou nie God se vyande as hulle eie geag het nie, sit ons vandag nog met die probleem waarmee ons sit. In Josua 23 vers 6 tot 7 kom die Here en hy waarsku deur Josua, hy waarsku sy volk, hy waarsku hulle uitdruklik om nie die vyande van God te verwelkom nie. Hy sê in Josua hoofstuk 23 vers 6 tot 7, hy sê, maar julle moet sterk staan in die uitvoering van alles wat geskrywe staan in die wetboek van Moses. Moet daarvan nie af, links of reg afwyk nie, dat julle nie by hierdie nasies kom wat nog tussen julle woon en die naam van hulle gode aanroep en hulle naam in 'n naam 'n eed aflê en hulle dien en voor hulle buig nie. Hierdie opdrag was direk uit die 10 gebooie wat God vir Moses in Eksodus hoofstuk 20 gegee het, wat hy sê, jy mag geen ander gode voor my hê of dien nie. En dan kom ons in die boek van Rigters, en spesifiek daar in vers 2 vers 14, dan sien ons hoe die Israeliete keer op keer God se vyande verwelkom het en in vriendskap met hierdie vyande gegaan het. En dan sê hierdie vers, toe het die Here kwaad geword vir Israel en hulle oorgegee in die mag van die roofbendes deur wie Israel beroof is. Die Here het hulle ook uitgelewer aan die vyande in die omgewing. Die Israeliete kon nie meer teen hulle vyande standhou nie. Hoekom? Alles omdat Israel in vriendskap gegaan het met God se vyande. Ek sê weer, elke liewe keer wanneer iemand, 'n individu of 'n groep mense of 'n nasie regdeur vanaf Genesis 1 vers 1 tot en met Openbaring 22 vers 21, elke liewe keer wanneer iemand nie God se vyande as hulle eie geag het nie, was die gevolge altyd katastrofies. Hoeveel keer het ek en jy ook deel geword van God se vyande en nie teengestaan het dit wat in vyandskap met God is nie. Die verkeerde keuses wat ons gemaak het. En sodoende moet ek en jy baie keer erken dat ons met die gevolge van pyn sit. Die gevolge van hartseer. Die gevolge van herinneringe waaraan ons konstant moet dink. Die gevolge van spyt oor dinge wat ons gedoen het. Gevolge van woorde en dade wat ons nooit weer kan terugtrek nie. Alles omdat ons nie God se vyande as ons eie geag het nie. Dit bring ons dan by verse 19 tot 22 van Psalm 139. En dis die boodskap wat koning Dawid vir ons wil tuisbring vanmôre, is ag God se vyande as jou eie. En dit sê die volgende van vers 19. As u tog maar die goddeloses uit die weg wou ruim, o God, gaan weg van my af, julle moordenaars, hulle wat bose planne teen u spreek. U naam uitelik verhef, u teenstanders. Moet ek u haters dan nie haat nie, Here? Moet ek nie 'n wesen hê in mense wat teen in opstand is nie? Ek haat hulle met 'n uiterste haat, want hulle is ook my vyande.
In vers 19 kom koning Dawid aan die skryf, hy sê, as u tog maar die goddeloses uit die weg wou ruim, o God, gaan weg van my af, julle moordenaars. Reg van die begin af sien ons in hierdie vers Dawid se gevoel en sy emosie teenoor die vyande van God. Hy kom en hy wil optree, hy wil hê dat die Here moet optree teen 'n spesifieke tipe mens. Mense wat in vyandskap met God is, mense wat die verkeerde dinge doen. En hy beskryf hierdie tipe mens as goddelose mense en hy beskryf hulle as moordenaars. 'n Wye beskrywing of definisie van hierdie tipe mens is mense wat immorele lewens lewe. Mense wat konkrete slegte mense is. Mense wat skuldig staan aan die vrug van die vlees. Mense wat daarop uit is om na goddeloosheid te streef. Mense wat geestelike en fisiese dood veroorsaak. En terwyl koning Dawid hierdie vers skryf, sien ons hierdie intense begeerte dat God moet optree teen hierdie mense. Hy gaan verder in die vers as hy skryf, gaan weg van my af, julle moordenaars. Hy beskryf hierdie mense as goddelose mense, as mense wat as moordenaars gekenmerk word. En hy wil niks met hierdie tipe mense te doen hê nie. Hoekom? Want hulle is in vyandskap met God. In vyandskap met Dawid se God, die God wat hy gedien het, die God vir wie hy lief was, die God wat alleenlik lewe kan gee. Job kom en hy dieselfde gevoel en ervaring soos Dawid. En hy skryf in Job 21 vers 7, hy sê, waarom bly die goddeloses aan die lewe? Waarom word hulle oud en ryk en vernaam? In vers 13 skryf Job en hy sê, hulle sluit hulle lewens in voorspoed. Hulle gaan in vrede die doderyk binne. En dan kom bid Dawid, soortgelyk soos Dawid, in vers 20 van Job 21 en hy sê, die goddelose moet sy ondergang met sy eie oë sien. Hy moet self die toorn van die Almagtige ondervind. Ek weet nie van jou nie, maar ek voel ook baie keer so, wanneer ek na die wêreld daar buite kyk en ek sien die goddeloosheid wat aangaan, dan voel ek ook sê, Here, wanneer gaan U iets doen? Wanneer mens kyk na die swaar kry van onskuldige mense, miljoene mense wat wreed vermoor word, mense wat vervolg word weens hulle geloof in Jesus Christus, korrupsie wat soveel mense in armoede laat, diewe wat kom en inbreek in ons persoonlike spasie betree en plunder waar hulle gaan, miljoene babas en kinders wat se lewens beëindig word deur abortus, miljoene jong mense wat hulle lewens deur dwelms verloor. En ons vra die vraag, maar Here, wanneer gaan dit eindig? Wanneer gaan dit 'n einde kry? Here, wanneer gaan U teen hierdie mense optree? En daarom dan Dawid se begeerte in vers 19, as hy tog maar die goddelose uit die weg wou ruim. En dan gaan hy aan in vers 20, sy skryf, hulle wat bose planne teen U spreek, U naam ydelik verhef, U teestanders. In hierdie vers kom Dawid en hy het twee verdere aanklagtes teen hierdie mense. Hy sê hierdie mense wat met 'n kwaadwillige bedoeling, met opset die Here beledig. Maar tweedens hierdie mense wat God se naam ydelik gebruik, 'n naam wat hulle sommer vir 'n vloekwoord gebruik. Mense wat in direkte rebellie is teen die gebooie van God. Laat my dink aan Eksodus hoofstuk 20 vers 7. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. En die waarskuwing, want die Here sal elke een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy sien, Dawid het geweet dat God heilig was. Hy het geweet dat God almagtig is, die skepper van die heelal. En hy het sy hele lewe aan hierdie God te danke. En omdat hy geweet het wie God is dit die rede hoekom hy hierdie intense gevoel het teen elke ou wat teen God is.
Weer eens in hierdie vers in vers 20 sien ons iets van koning Dawid, wat God se vyande as sy eie ag, omdat hulle God se vyande is hulle ook sy vyande. Vers 21, oor hierdie rede vra Dawid dan die vraag in vers 21. Hy vra vir die Here, moet ek u haters dan nie ook haat nie, Here? Moet ek nie 'n weersin hê in hierdie mense wat teen een opstand kom nie? En in hierdie vers is daar twee woorde wat hy gebruik. Hy gebruik die woord haat en hy gebruik die woord weersin. Dit verwys na iemand wat 'n intense gevoel het teenoor hierdie mense. Dit kan vertaal word as mense se dade, dis iets wat hom siek maak. Die optrede en die dade van die goddeloses en die bose mense walg vir Dawid. En Dawid openbaar hier die heilige haat teenoor hierdie mense. In Psalm 5 vers 5 skryf koning Dawid ook die volgende. Hy sê, U is nie 'n God wat onreg verdra nie. Die kwaad hy by u geen plek, het by u geen plek nie. Die kwaad het by u geen plek nie. Jy sien, ons lewe in 'n wêreld waar goddeloosheid heers. En goddeloosheid en sonde het sosiaal aanvaarbaar geword. Al sê die woord, dit het geen plek by God nie. Die wêreld het nie 'n saak met die Here en sy gebod nie. In die moderne tyd waarin ons lewe, is daar soveel dinge wat maar net aanvaarbaar geword het. Dink maar net aan mense wat onbeskof en ongeskik is, wat maar sê, ag, ek is maar net 'n reguit mens. Naaktheid word verskoon as kuns. Korrupsie word verskoon as ambisie of besigheidsvernuf. Om te sê wat mense ook al wil sê, ongeag die gevolge, word verskoon as vryheid van spraak. Die verwydering van God uit die samelewing word gebruik vir die redenasie van om polities korrek te wees. Die uitsluiting van die Bybel in publieke skole en plekke word gesien as om inklusief te wees. Om geen onderskeid te stref tussen man en vrou nie, word gesien as die bevordering van gelykheid. Weet nie of jy gehoor het nie, maar Disneyland het gesê, hulle gaan nie meer die woorde boys and girls en ladies and gentlemen gebruik nie, want daar is nou soveel geslagte, en ons kan nie meer onderskei nie, en dit is diskriminasie om vir iemand te sê, hy is 'n seentjie of 'n dogtertjie. Met die gevolg is, mense weet nie meer wat reg en verkeerd is nie. Dit bring verwarring, gesinne word opgebreek en samelewings word vernietig. Geen wonder dat ons samelewing lyk soos wat dit lyk nie. Hoekom? Alles omdat mense nie God se vyande as hulle eie ag nie. Hebreërs 5 vers 10 tot 11 gee vir ons die waarskuwing. Paulus skryf, hy sê, vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Of jy kom sê vanmôre dat die gewone mense in die samelewing, ek en jy, is baie keer so vinnig om 'n vinger te wys na mense wat korrup is en die regering en hulle so sleg en hulle steel geld. Maar of jy vra vanmôre, hoeveel mense wat kla oor korrupsie in ons land is bereid om ook omkoopgeld te betaal wanneer hulle 'n spoedkaartjie kry? Hoeveel mense het al 'n leuen vertel om hulle self te bevorder of uit die moeilikheid te kry? Jy sien, as ek en jy onsself deel maak daarvan, kan ons nie 'n vinger wys na die regering wat so korrup is nie. Judas, die 23ste vers, sê dit so mooi in die Engels as hy sê, hate even the garment stained by the flesh. Moenie net haat dit wat verkeerd is nie, maar enig iets wat daarmee geassosieer is, want dit is God se vyand. Ag, God se vyand as jou vyand. Jy sien, as ek en jy 'n heilige lewe wil lewe, dan gaan dit vra dat ek en jy moet kyk, wat is vir die Here verkeerd? Nie vir mense aanvaarbaar nie, maar wat is vir die Here aanvaarbaar, en ons sal daarvolgens lewe. En dan kom koning Dawid in vers 22,
En hy vat dit verder en hy sê, ek haat hulle met 'n uiterste haat, want hulle is ook my vyande. Dawid sê dit wanneer hy praat van mense wat in opset teen God is. Mense wat God se naam misbruik. Mense wat die duisternis verkies bo die lig. Dawid gee vir ons hierdie prentjie van hoe hy God se vyande geag het as sy eie. En dan skryf hy in Psalm 119 vers 11, hy sê, ek het die woord in my hart gebêre, sodat ek teen u nie sal sondig nie. Jy sien, omdat God se woord vir koning Dawid kosbaar was en belangrik was, het hy geweet dat dit die antwoord was om vir hom te wys wat is vir God en wat is teen God. Wat is God se vyand en wat is God se vriend? Wat wil God hê moet ons doen en wat wil hy ons moet nie doen nie? En dis deur God se woord wat ek en jy kan onderskei wat is vyande van God en wat is aanvaarbaar vir die Here. En dit laat my dink aan Jakobus hoofstuk 4 vers 4 wat sê, weet julle nie julle oud ontroues, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Jy sien, elke keer wanneer ons maar dit oorsien, die dinge wat verkeerd is, die dinge wat vyandig is in God en teen God, en ons verwelkom dit net, en ons is maar net daarvoor, dan sê dit eintlik, maar ons staan in daardie oomblik in vyandskap met God. Dit moet ons intense begeerte wees om te vra, wat is in vyandskap met God? En ek en jy moet dit ook as ons vyande ag. As kinders van God, Christene, wedergebore kinders van God, is daar 3 vyande wat ek en jy daagliks teen moet beklei. Vyande wat nooit ophou beklei nie, vyande wat daagliks met strategieë kom om ons van die pad af te haal en teen God te draai. Ek wil dit net uitlig. Die eerste vyand wat ek en jy moet teen beklei is die duiwel homself. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter, wees wakker, julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. En hy kom na die mens met mooi praatjies en goed wat onskuldig lyk, maar 'n dieper betekenis het, 'n dieper vernietiging het. En hoe oorkom ons hierdie vyand? Die woord van die Here sê vir ons, staan die duiwel teë en hy sal van jou af weggaan. Moet aan die duiwel geen vatplek gee nie. Bly weg van daardie dinge wat vir hom 'n plek in ons lewens kan gee. En hy sal van ons wegvlug. Die tweede vyand is die wêreld. En ek hoef nie eers goed te noem nie, want ek en jy weet, daar is baie dinge in die wêreld wat versoekings is vir die mense. En vir elke mens is die dinge baie keer dieselfde, maar ook anders. En daarom sê Romeine 12 vers 2, julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Hoe oorkom ons die wêreld? Jesus het eerstens gesê, ek het reeds die wêreld oorwin. En dan sê hy in Handelinge, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor my kom, en julle sal dan ook die vyand kan weerstaan, want julle die Heilige Gees, die opstandingskrag wat in julle lewe. En wanneer ek en jy dan gaan en ons word nie gelyk aan die denkpatrone van hierdie sondige wêreld nie, is die belofte daar, dan sal julle kan onderskei wat goed en aanneemlik vir die Here is. So ek en jy oorkom hierdie wêreld wanneer ons denke deur die Heilige Gees en deur die woord laat vernuwe. Maar die derde vyand wat ons daagliks moet veg, is die vlees. En hoe weet ons wat is die vlees? Galasiërs hoofstuk 5 vers 29 tot 21 gee vir ons wat die antwoord is, wat is deel van die vlees? En dis hierdie dinge wat ek en jy daagliks moet stry deur die krag van die Heilige Gees. Dit sê, die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat,
naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Jy sien, God se vyande moet jou en my vyand wees. Die duiwel moet ons vyand wees, die wêreld moet ons vyand wees, ons eie vlees en ons sondige natuur moet ons vyand wees. Hoekom? Want eerstens bring dit eer aan God se naam. Maar tweedens help dit ons om heilig te lewe. Want jy sien, dis die beste keuse wat ek en jy kan maak. Die Here wil nie vir ons dit moeilik maak en dat ek en jy 'n vervelige lewe moet lewe. En nou sê hierdie dinge om dit vir ons moeilik te maak nie. Nee, die Here weet dat hierdie is die pad wat loop tot die ewige lewe. En hy weet dat die dinge, die vyande van hierdie wêreld, as ons daai pad kies, is dit die pad wat na die ewige verderf lei. En daarom wil die Here hê, hy wil vir jou sê vanmôre, ag my vyande as jou vyande. Want wanneer jy terugkyk oor jou lewe, sal jy sien wat is die beste keuse wat jy kan maak, want dit is wat die lewe in ons mooi maak en heilig maak. Toe Jesus aan die kruis gesterwe het, het hy dit vir jou en my moontlik gemaak om ook te kan lewe volgens wat die Here wil lewe, dat ons as lewe as oorwinnaars. Want jy sien, die Here kom sê vir ons dat jy is tot alles in staat deur Jesus Christus wat vir jou die krag gee. Die vraag vanmôre is, hoe oorkom ek en jy die vyande wat ook God se vyande is? Elke keer wanneer ons in versoeking kom, dan sê die Here, staan dit teen. Ek het die Heilige Gees in jou geplaas, die dag toe jy my kind geword het, en hy sal vir jou die krag gee om alles te doen wat hy wil hê ons moet doen. Ek wil vir jou kom vra vanmôre, is dit jou intense begeerte om 'n heilige lewe te lewe? Is dit jou intense begeerte om te sê, Here, wys vir my wie en wat u vyande is, dat ek ook dit my vyande kan maak? Want Here, hoekom? Want ek weet, dis die beste keuse wat ek ooit kan maak. Dis die beste keuse wat ek kan maak om te groei in die verhouding met die Here. Mag ek en jy te midde van swaar kry, te midde van teenstand, staande bly, al is ons die enigste een wat staan vir die waarheid. Maar mag ons staan vir die waarheid, mag ons staan teen die vyande van God, sodat ek en jy ook die woorde kan hoor eendag, goeie en getroue diensknegt. Amen. Kom ons bid saam. Jy wil sê vanmôre vir u so dankie, Here, dat u ons nie alleen gelos het nie, Here. Maar dankie, Here, dat u vir ons die Heilige Gees gegee het. Dankie, Here, dat u vir ons u woord gegee het. En dankie, Here, dat ons kan leef in die lewe wat u vir ons gegee het, Here, as oorwinnaars. Help ons, Here, om te onderskei wat vir u goed en aanneemlik is. Here, mag dit ons begeerte wees om ook u vyande as ons eie te ag. Ons sê vir u dankie daarvoor. Amen.